Thank you, Shane. Thank you, Michael and the team. Maybe just give a hand. Let's give this team a hand. Thank you. This was so good. This was so good. So we, in the fourth episode or the fourth quarter of ons series wat gaan oor wanneer vrees goed is vir ons. En as jy dit dalk gemis het, ek wil regtig aanbeveel dat ons dit opgeneem het. Die vorige dienste is opgeneem, dis op YouTube, julle kan gaan kyk, dit was, Heino was hier gewees, dit was wonderlik gewees, en toe was Gregory hier gewees, en laasweek was Retief gewees, en as jy enigiets gemis het, daar wil ek hê, julle moet gaan kyk, daar is iets wat besig om te gebeur met wat die Here in ons gemeente doen, in hierdie diensreeks. Kom ons bid gou. Hemelse Vader, dankie wat Shane gebid het nou. Dankie dat U ons gebring het, sodat ons vanoggend kan kom luister, dat ons vanoggend kan kom hoor. En ek wil vra, Here, dat U ons ore sal oopmaak, dat U ons harte sal voorberei. Dankie dat ek weet dat U al begin doen het, toe ons laasweek uitgegaan het hierso. Dankie vir elkeen wat hier is, en ek wil kom vra dat U ons sal kom seën met die woord, en die woord van U sal vrug dra. Ek bid dit in die naam van ons Koning Jesus. Amen. Nou ek weet, soos julle hierso sit, is daar, die meeste van ons, het rigting nodig. Né? Dink bietjie daaroor, jy het rigting nodig. En ek praat nie van rigting soos in, as jy nou met jou GPS of Waze of Google Maps probeer rondry, daai geografiese manier nie. Ek praat nie van dit nie. Ek praat van rigting op dalk in 'n verhoudingsvlak. Of ek praat van rigting van wat's besig om met my lewe te gebeur. Nee, die meeste van ons het rigting nodig. En dit mag wees dat jy dalk hier so sit vandag en sê, maar jy weet, ek het 'n besluit geneem, en toe ek die besluit geneem het, toe kom ek agter, hierdie ding kos my bietjie. Dit kos my meer as wat ek gedink het dit moes my kos. Nee, wie van julle was daar? Wie van julle is daar? Dit mag wees met 'n kind wat studeer, dit mag wees met 'n besigheid wat jy begin het. Dalk het jy met 'n projek begin om 'n plek te bou. Ek sê, Here, gee my net rigting hierso. Ek het 'n bietjie rigting nodig. Of dalk sit jy hierso en jy het 'n besluit geneem om deel te wees van iets. Nee? Jy het gekom en gesê, ek besluit, I've decided to form part of this, en nou kom jy agter, na 'n ruk, kom jy agter, maar jou lewe is eintlik soort van stuck in second gear. Jy is hier so in tweede raad, en jy is besig om sulke loops te hardloop. Nee. Of dalk het jy in 'n verhouding ingegaan, dalk romanties, dalk is dit in 'n werksomgewing, dalk is dit met 'n familielid, en jy besef net, hierdie ding werk nie lekker nie. Hierdie verhouding is nie besig om te werk nie. En nou ken ek julle, want dis ek self ook. Ons het nie ligtelik daarin gegaan, jy het ons. Jy het gedink daaroor. Jy het dalk met iemand gepraat daaroor. Met jou man of jou vrou of dalk 'n familielid, het jy gepraat daaroor. Jy het dalk selfs gebid daaroor. En nog steeds kyk jy na die besluit wat ek geneem het, en dan sê ek weet nie of dit die regte besluit is nie. Nee. En dan doen ons wat die meeste mense doen. Ons begin kyk en sê, dalk is die ding hier sodat ek nie genoeg inligting het nie. Nee, dan begin jy begin inligting soek. Jy praat met chat. Nee, jy praat met Grok. Jy praat met wie ook al anderster, want jy soek 'n opinie. Jy gaan dalk na iemand toe en jy betaal vir 'n opinie. Dit kos jou geld.
Want dalk gee daai persoon vir jou 'n ander perspektief, wat ek hierdie ding kan verstaan, wat ek 'n besluit oor moet maak, of gemaak het, en ek het net so 'n bietjie 'n ander perspektief nodig. Want as ek 'n ander perspektief kry, kan ek dalk ietsie anders te verstaan hiervan. En ons doen dit en ons gaan soek inligting, ons gaan soek meer, gee my net 'n bietjie meer, want ek kan dalk 'n beter besluit neem as ek meer inligting het. En dan gebeur daar 'n vreemde ding, dit het met my ook gebeur. Jy kom agter dat, soos jy inligting kry, soos jy opinies hoor, begin daai goed jou trek. Nee, dit begin jou trek in, hierdie een sê dit, en dit begin jou trek in verskillende rigtings. Dan trek dit jou die kant toe, dan hoor ek, dit is die kant, jy weet, en dit trek jou, en dan kom jy op 'n stadium, waar 'n eenvoudige besluit, geweldig swaar raak vir jou. Jy kom op 'n stadium, en jy weet, ek wil nie eens hierdie besluit neem nie, want, ek weet waar dit gaan uitdraai. Ek stel nie belang om hierdie besluit te neem nie. Dit is nie lekker nie. En dan soos ons aangaan, kom ons agter, maar eintlik is hierdie nie meer inligting wat ek soek nie, ek weet nie meer wie om te vertrou nie. Kan ek daai opinie, kan ek daai perspektief vat vir my lewe? Ek weet nie wie is my besig om my te lei nie, ek weet nie. Maar kan ek daai opinie vat, want ek is onseker daaroor? Ek weet nie. En ons stap en ons begin luister na die stemme. Jy begin luister na die stemme in jou, en jy begin luister na, wie wat, né? Ek weet daai was in jou verlede, en ek weet daai is hoe jy gaan optree, maar net, weer en weer en weer. Ek weet daai stem wat jy hoor is dalk 'n ma of 'n pa wat vir jou sê, nee, ons keer af wat jy doen. En dis hoe ons dink daaroor. Of dalk sit jy hier en jy sit hier so en jy besef, maar luister, ek luister na 'n stem, en hierdie stem is nie noodwendig die stem van God nie. Hy is nie die een wat die hardste praat nie, hy's 'n stem wat vir my kom sê, weet jy wat nie, jy gaan verloor hierso. Jy gaan jou huis, jou kar, jou status, jou wat ook al, gaan jy verloor. Jy het 'n probleem, en dan word jy in die nag wakker en jy wonder. Is dit reg? Is dit wat gebeur? Is dit die besluit wat ek moes neem? Maar dan wil ek ook sê, hier's 'n groep van mense wat hier is, en ek was ook al daar. Julle soek nie regtig rigting nie, nê? Dis nie rigting nie. Ek het my planne. Ek het my planne gemaak. Ek gaan my planne aan die Here voorlê, en die Here gaan daai planne kom seën. Hy gaan daai planne kom seën, want ek lê dit mos aan hom voor, en eintlik wat ek nie wil hê nie, is ek soek nie dat iemand my moet kom lei nie, ek soek net sekerheid dat dit gaan gebeur. Ek wil nie hy moet my lei nie. Ek wil my planne aan hom voorlê, en hy gaan daai planne goedkeur, en dis die planne waarmee ek gaan lewe. En nou wil ek vandag vir jou sê, die vraag is, as jy agterkom, is nie regtig, het ons genoeg inligting nie. Dis nie die vraag nie. Die vraag is, wie kan ek vertrou om my te kom lei? Wie is die een wat my kan kom vertrou, of wie is die een wat ek kan vertrou wat my gaan kom lei? Want ek weet nie. Nou kan ek vandag hier so staan, ek het 2 Bybels gebring, weet nie hoekom nie. Ek het hierdie een hierso. Ek kan vandag kom staan en sê, hierdie boek het die inligting. En eintlik jok ek. Want hierdie boek gaan oor 'n verhouding. Jy moet my mooi hoor, hierdie boek gaan oor 'n verhouding. En die rigting wat jy nodig het, is nie soos 'n download nie. Dis nie soos 'n app wat ek moet, kom ons download, ons update die app, en dan gaan ek die nuwe maps kry, en dan kan ek weet waar, dis nie hoe dit gaan werk nie. Hoe werk dit? Dis soos jy met hom loop, ontvang jy die revelation. Ontvang jy die direction.
Dis soos jy met hom loop, gee hy dit vir ons. Ons kan hom nie manipuleer nie. Daar's nie 'n manier nie. Ek kan nie reverence opwerk in my om te probeer manipuleer nie, dit gebeur nie. Dit werk nie so nie. Ek kan hom nie bestuur nie. Dis nie moontlik nie. Ons het 'n stuk hierso wat ek wil lees vir ons. En dit kom uit Psalm 25 vers 14. Dis 'n beautiful stuk. Dis ons een vers wat ek wil lees. Dit gaan op die bord ook wees, maar ek dink dit is altyd goed om die Bybel ook hier te hê, as jy net weet waar Psalms is. 25 vers 14 sê die volgende. Hier staan: The friendship of the Lord is for those who fear him, and he makes known to them his covenant. He make known to them his covenant. Dis 'n beautiful vers, en hierdie versie staan as 'n klimaks van Psalm 25. Dawid het dit geskrywe. En dit is vir my so mooi om dit te kan sien. Nou, dalk moet ons kom ek lees die konteks waarin dit staan, dan gaan jy sien hoe mooi hierdie is. Maar ek wil net fokus op hierdie een vers. Ek wil lees van vers 12 af. Daar staan: Who is the man, or you can say, who's the person who fears the Lord? Him will he instruct in a way that he should choose. His soul shall abide in well-being, and his offspring shall inherit the land. En daar's ons teksvers: The friendship of the Lord is for those who fear him, and he makes known to them his covenant. My eyes are forever toward the Lord, for he will pluck my feet out of the net. Dalk het julle gesien in hierdie teksvers, is iets wat uitkom daar. Daar's 'n belofte. Né? En dan's daar 'n en ek wil nie die woord gebruik kondisie nie. Ek wil die woord gebruik 'n posture. En dan's daar 'n gift of ek's versigtig weer eens met die woord reward. Maar daar's 'n gift wat hy ons gee. Sien julle dit uit daai vers uit? Voor ons na elkeen van daai 3 kategorieë wil kyk, wil ek net gou verduidelik covenant. Wat beteken covenant? Wat beteken verbond? Jy al gedink oor wat is, as ons praat van die Ou Testament en die Nuwe Testament, en ons praat van 'n verbondsgod, 'n God of covenant. What does that actually mean? Wat beteken dit? Dan sê ons vir mekaar, daar's 'n paar dinge. Die eerste ding is, God kom na ons toe. Hy kies om so na ons toe te kom. Deur 'n covenant, deur 'n verbond, kom hy na ons toe. En daar's gewoonlik is daar promises, net soos wat ons hier sien. Daar's beloftes. Maar daar's ook responsibilities, verantwoordelikhede. En dan sit hy gewoonlik gee vir ons tekens, signs van daai verbond. En dit maak hom 'n verbondsgod. Want hy kom na ons toe in 'n verbond. Dit kom van sy kant af. Dis hy wat dit kom doen. En nou wil ek julle net sê, daar's 'n paar verhoudings in die Bybel wat 'n wonderlike verhoudings is uit wat verbondsverhoudings is. As jy gaan dink oor jou huwelik, die van ons wat getroud is, oor jou huwelik, dis 'n verbond. Né? Hier's die teken. Hier's my teken. Dis 'n verbond. En hier's die mooi ding van 'n verbond wat ek vir julle wil sê. Hier's die mooi ding. Dit establish identity. Hy is God, nie ek nie. Ek is die man, dis my vrou. Ons swap dit nie om nie. Dit establish identity, dit gee vir ons identiteit. Ons kyk na identiteit wanneer ons verbond verstaan. En dis hoe God kies om met ons in aanraking te kom, om na ons toe te kom. Dis uit 'n verbond uit, 'n verbondsgod. Dis hoe ons hom kan ken. Hy sê vir ons, hier sit, kyk daarna. As jy gaan dink, waar is van die verbond of verbonde waarvan ons praat, as jy gaan dink aan Abraham. God roep vir Abraham en dan laat hy hom slaap daar. Hy sny die 2 stukke vleis oop, of die diere oop, en dan gaan hy daardeur soos rook in 'n oond, en Abby slaap. Hy's gone. Hy slaap. Want hoekom? En God se een wat faithful is.
Dit is God se faithfulness. En dan kyk ons vir Moses en ons sien in Sinaï wat gebeur daar by die berg by Exodus 34 hoe die volk besig is daar en dan vang hulle hierdie stupid ding aan om 'n kalf te maak. En hulle maak 'n kalf want hulle kan die kalf beheer. Hoor my, hulle kan die kalf beheer. Hoeveel van ons wil God beheer? Nou wil die kalf beheer. En dan kom Dawid en hy skryf hierdie ding, hierdie beautiful gedeelte. En God maak met Dawid 'n covenant. Hy het met sy huis 'n verbond gesluit. Nou wil ek hê ons moet iets verstaan, hè. Dawid skryf hierso. En hy skryf in die Ou Testament. 1000 jaar, 995 jaar voor Christus, skryf hy Psalm 25. Hier kom Jesus. En hier is ons. 2000 jaar later. So daar's 3000 jaar vandat Dawid geskryf het tot wat ons hier staan. 3000 jaar wat verby gegaan het. Okay? Nou wat is die rede? Hoekom dink julle is dit belangrik dat ek met julle wil kom deel om te sê, ons moet verstaan waar Dawid staan toe hierdie ding geskrywe het. Hoekom is dit belangrik? Hoekom raak dit belangrik? Want Dawid staan met sy sacrifices, met sy offerings, en hy staan en kyk na 'n priester. Dis die stelsel waarin hy was. Ons staan aan hierdie kant, en ons het dit nou gesing, Turn My Head to Calvary, en ons kyk vir ons koning. Ons kyk vir ons hoëpriester. Ons kyk vir ons sacrifice. Ons kyk vir die een wat dit moontlik gemaak het. Dis die verskil. So daar's 'n stelsel daar wat Dawid verwag. Dis nog nie seker nie. Ons staan in 'n ding wat seker is. Christus het dit kom oopmaak vir ons. Dis seker. Dankie. So ons is in 'n belofte van God sê hier's vriendskap. Hier's vriendskap met my. Daai Hebreëse woord wat hy daar gebruik is SOD, sod. Dis die Hebreëse woord en dit beteken dis 'n counsel, dis 'n secret counsel. Dis van kom bietjie nader, ek wil jou iets deel. Kom hoor gou bietjie hierso, ek wil vir jou iets sê. Kom stap saam met my hierso. Ek wil dit met jou kom deel wat hier besig is om te gebeur. Dis hierdie secret counsel, maar jy moet ook iets verstaan en ons westerse koppe sukkel daarmee. My kop het gesukkel met hierdie ding. Toe ek voorberei het, dit het my gevat, dit het my gestoei want ons westerse koppe dink baie individualisties, nê. Nee. Dis vir my. En dan sê hy dis vir ons. Ja, dit werk in my. Ja, dit is vir my. Maar dis vir ons ook. Dis vir ons collectively wat hy sê kom nader. Ek wil met julle iets deel. Ek wil vir julle iets gee. Nou wil ek jou mooi vra. Ek wil jou so mooi vra. Wees versigtig dat jy nie hierdie ding sien as 'n performance hierso en dan word dit transactional of mechanical en dan gaan God die perform nie. Dit is so goed ek sê, ek's vriende met Peer, en omdat ons vriendskap is, weet ek alles van hom af, en dis my gift daai. Dan sê hulle maar, wat gaan aan met jou, Johan? Jy wil vriende wees met die ou, en jy's vriende met hom, en dan gaan ons dalk loop, en ons gaan dalk goed met mekaar begin deel. Ons gaan goed vir mekaar sê, en dis wat God sê, dis soos hierdie covenant is, wat hy met ons het. So daar's 'n promise, daar's 'n province van vriendskap. En dan die tweede ding is, daar's 'n posture. Nee, daar's 'n posisie, kom ons noem dit 'n atmosfeer van, ek weet wie hy is. Nou, ek gaan dit met julle deel, in die voorbereiding daarvan, ek het met Janine en Wikus gedeel. In die voorbereiding hiervan, toe ons oor hierdie vriendskap praat, toe sit ek eendag op die bank, by die huis, en ek sê, Jesus, ek wil bietjie saam met jou hang. Ek het dit so gesê, I want to hang with you. Wat sal u vir my sê? What are you going to say to me? I'm your friend. Wat gaan u sê? En dit kom by my op. Lees Lukas 12 vers 4. In Lukas 12 vers 4 staan die volgende. En ek het amper van die bank afgeval. Hier staan, I tell you my friends. Woo! Jesus het my reg gehoor. Do not fear those who kill the body, and after that have nothing more
that they can do. But I will warn you whom to fear. Fear him who can throw your body and your soul in hell. En ek besef, dalk was ek net so bietjie casual gewees met hom. Net so bietjie. Maar hy praat mooi met my. Wie is dit? Daar's 'n prentjie daarvan, die ou wat op die rand staan. Ek weet nie wie van julle wat het al oor die Grand Canyon gevlieg al was al daar nie. As jy vlieg oor die Grand Canyon, dan vlieg jy en jy voel, jy's lekker in die vlieg, dan ewe skielik, dan maak die aarde so oop hier onder jou en is van, dit maak, dis nie terror nie. Dis net, ek het met iets te doen hierso wat op 'n totale ander vlak as ek is. Ek het met iemand te doen hierso wat op 'n totaal ander basis werk as wat ek werk. En ek weet, ek gaan nie casual wees hieroor nie, want as ek gly hierso, gaan julle my stukkies daaronder op die rotse afkrap. So ek gaan nie casual wees nie. Ek gaan die weightiness van wie hy is, vat. Ek gaan daai weightiness vat. Moet dit nie mis nie, my vriend. Want ek dink ons lewe in 'n wêreld waar ons heeltemal te casual geraak het met God, met Jesus. Ek het dit gedoen. Die posture om voor hom te staan en sê, U is God, nie ek nie. U is heilig, nie ek nie. U is die een wat gee, ek ontvang. En dan het ons die gift, die secret counsel. Is dit nie beautiful daai nie? Ek wil julle gou 'n storie vertel. 2017 is ons hier by Plastic View. Wie weet waar is Plastic View? Wie het al vir Plastic View gesien? Hande. Okay, almal weet dan waar is Plastic View. En ons is daar in Plastic View die oggend, is 'n Sondagoggend. Ons is so 9:30 stap ons daar in Plastic View rond en ek hoor daar praat mense Afrikaans. En ek dink, Here, het U nou vir my die download van tale gegee om hierdie ouens in Afrikaans te verstaan. Dis amazing. En ek roep hulle nader en dis 'n ouetjie en 'n meisietjie. Ek sê, kom nader, wat ek verstaan wat julle praat. Sê, oom, nou kom hulle nader. Oom, ek sê, waar kom julle vandaan? Want ek hoor julle praat Afrikaans. Ja, sê hulle, ons kom uit die Vrystaat uit, maar ons is eintlik Sotho. Ek sê, okay. So julle het Afrikaans gepraat. Ja, sê hulle, ons het Afrikaans gepraat. Ek sê, dis wonderlik. Ek wil graag saam met julle 'n paadjie stap oor ek julle gehoor het. Die ouetjie se naam is Eugene en die meisie se naam is Lydia. Ek het gedog hulle is boyfriend en girlfriend en toe sê die ouetjie, nee, dis my niggie. Mooi in Afrikaans. En ek sê, toe luister, vanaand 6:00 wil ek julle hier buite by die hek kry by Plastic View. Ons kan ons nou in 'n verhouding wees. Ons gaan 'n bietjie koffie drink en 'n bietjie gesels. Nou kyk Lydia vir my en sê, dis reg oom. Sy was in daai stadium staat 8 gewees of graad 10 en Eugene se oë gaan all over. Hy kyk so. Dan sê ek vir hom, Eugene, kyk vir my. Hy wil nie commit nie. So jy kom agter die commitment is nie daar nie. 6:00 die aand, toe stop ek met my bakkie daar, nou sit ek daar, nou begin dit donker word. Hy het gesê ek moet kom. Ja. Hierdie mense is nie, stuur hulle asseblief. Jy het nie geluister nie. Wat het Jesus gesê? Hy het gesê ek moet gaan. Wil U hê ek moet nou hier in hierdie plakkerskamp instap as dit donker word? Ja. Moet ek met my witvel Afrikaans hier in die plakkerskamp instap? Is dit wat U vir my sê, terwyl dit donker word? Ja. En waar gaan ek hierdie mense kry? Stil. Ek sê, okay, ek gaan nou by. Klim my bakkie uit en stap ek en ek deur die hek kom is daar ou wat my ontmoet, sy naam is Petrus. Hy kom van Mosambiek af en hy vra vir my, do you want women? En as vir hom, nee dude, ek soek die mense wat Afrikaans praat. Hy sê, hier's nie sulke mense hier nie. Ek sê, ek het hulle vandag gehoor, hier is. Ek soek hulle. Sê hier's hulle nie. En ek stap aan, en ek draai op 'n stadium regs en ek's in die middel van die plakkerskamp. Daar kom 'n vrou en sy het politieke regalia aan en sy kom na my toe aangehardloop is, are you looking for women? Is van nou, man. En dis my hartseer dat so iets gebeur, dat hulle
hulle aanvaar dat ek daar is om iets anders te gaan doen. Ek sê nee, ek soek nie mense wat Afrikaans praat, sê hier's nie sulke mense hier nie. Jy verbeel jou, hier's nie sulke mense nie. En ek sê ek het hulle gehoor en ek hou aanloop en op 'n stadium draai ek links en hier's 'n Shabini af. Maar nou is dit al goed skemer. En ek stap ek stap in hierdie rigting en hierdie ouens sit in poesa, hulle sit en drink. En ek gaan verby hulle en ek waai vir hulle en ons gaan aan. En die musiek raak luider en dit raak willer in die plek. En ek begin dink as ek weet nie wat hier aan die gang is nie, maar ek gaan aanhou loop, is reg, ek loop mos. En dan kom 'n ou van voor af. Groot man, sy tande is uit, maar hy's dronk. En hy kom en hy wil my 'n drukkie gee. Nou kyk ek vir hom en ek dink, okay, ek gaan jou 'n drukkie gee. Nie om jou seer te maak, ek gaan jou 'n drukkie gee dat jy weet wat dit is, wat iemand wat lief is vir Jesus, jou vanaand 'n drukkie gee. En ek vat hom en ek druk hom. En soos ons druk, draai ons so. Né? En ons draai so. En toe ek opkyk, binne in die shack, daar sit Lydia en Eugene. En hulle skrik hulle self witter as die wit van hierdie bladsye. Hoe het oom ons gekry? Hoe het oom by ons uitgekom? Ek sê, ek weet nie, maar die Heilige Gees het my gelei. Want soos ons met hom loop, hoor ons. Kry ons revelation, kry ons direction, soos ons loop. Fisiese direction, julle. En hy gee dit vir ons. Ek het so 3 weke terug deel ek op die staafgroep. Was 'n donderdag aand toe luister ek het musiek gesit en luister. En dis 'n song wat my gryp. Dis 'n beautiful song. Nee. Dis 'n bietjie beat in die song. Adela lag nou lekker, sy weet wat gebeur het. Dis 'n lekker song. Ek like hierdie song. Maar dis 'n cover. Okay? En dis 'n Taylor Swift song. Maar dis 'n cover van Taylor Swift. En daar's beat in die song. En ek luister so lekker daarna. Vrydagoggend toe stuur ek dit sommer op ons Eladus Park staafgroep. Check hierdie song. Ek like hierdie song. Dis vir my cool en hier's 'n paar ander wat gereageer het en sê ons like ook rockmusiek. Dis vir ons ook lekker, jy weet. Dis van ja, dis lekker. En ek moet rondry en hier bo by Kingsmead draai ek die middag. En dan ry my met 'n ou Mercedes voor my in. Yes, en hier kom woorde uit my mond uit wat ek nie van die vooraf kan sê nie. En ek sê, wat het nou gebeur? Ek is klaar met hierdie. Wat gaan nou aan? En voor ek onder in die dip kom, vra ek die Here om verskoning. Ek sê vir hom, ek is jammer dat hierdie uit my mond uitgekom het. Maar ek verstaan nie wat nou hier gebeur het nie, want het iets gebeur wat ek nie begryp nie. En ek kom by die huis en ek sê vir Marnie en Fadel, kan ons asseblief met gou praat hieroor? Ek het nou net vieslik van 'n mens gepraat, nadat hy voor my ingedraai het. En ek dink dit het iets te doen met daai song. En hulle is van, maar dink jy regtig die Here wil al die joy wat jy het wegvat uit jou lewe uit? En ek sê nee, ek dink nie dit nie, maar ek dink daar's iets in daai liedjie. En Adel sê toe, maar as jy voel daar's iets in daai liedjie, moenie verder dan dit luister nie. En nou het ek ook al geleer, my vrou se stem klink baie keer soos die Heilige Gees, maar ek het meer inligting nodig. So toe sê ek, gaan ek op DeepSeek en ek vra vir DeepSeek, hierdie song van haar, nee, waaroor gaan hierdie song? En DeepSeek kom terug en sê, man, dit gaan oor love and redemption and is beautiful. En ek dink, ja maar, iemand is besig om vir my te jok. En ek gaan terug en ek sê, kyk hierdie woorde sê, en onthou julle retief laasweek sê hy, me, myself and I, the unholy trinity. Die woorde sê, ek maak 'n pak met myself, ek maak 'n ooreenkoms met me, myself and I. En dan's daar 'n ding wat sê, daar's 'n chain wat kom, en daar's 'n wyn wat kom, en daar's 'n kraan wat my in die vuur intrek. En ek sê, maar dit klink vir my so aards en sinnelik, dis amper demonies. En ek sê toe vir die Here, ek is jammer, ek sal nie weer daarna luister nie. Ek wil nie jy moet vandag hoor, ek sê vir jou, moenie na daai liedjies luister nie, dis nie wat ek vir jou sê nie. Ek sê vir jou, jy moet saam hierdie een kom begin stap. Jy moet saam met hom stap. Dan gaan jy die revelation kry, dan gaan jy begin hoor en jy gaan jou lewe daarvolgens kan inrig.
Nou is die ding. En ek kan nie anders as om hierdie te laat nie. Ek wil hê jy moet dink waar jy op jou sondigste was. Dalk het jy langs jou vrou in die bed gelê en porn kyk. Dalk was jy dronk by Loskopdam en na teen die trappe bebreek opkom in die kamer in. Dalk was jy saam met die ander man of vrou in bed. Dalk het jy die geld oorbetaal wat jy nie moes oorbetaal het nie. Ek dink op die plek waar jy die mees sondigste is. Ek weet nie wat julle mee doenig is nie, maar dink daaraan. Nou wil ek julle moet hierdie verstaan. Toe ons doenig is om Jesus aan die kruis vas te slaan, toe ons hom spot en ons fisies God wegdruk, daar waar jy in daai ditch gelê het, te dronk om te kon opkom, daar waar jy jou ma en pa so gevloek het dat die seele nie so kon afwas want jy was kwaad vir hulle, en ons vat die spies en ons druk dit in sy sy in. Op daai oomblik kom God en hy skeer die voorhangsel van bo na onder oop en sê kom. Julle, ons moet dit nie mis nie. Jesus was 'n sondaar magnet. Hy het sondaars aangetrek. Hy het hulle getrek na hom toe. Hy het gekom en gesê, kom na my toe, en die fariseërs het gegrammel daaroor. Jy kan dit in Lukas 15 gaan lees, dis hoekom hy die verlore seun se storie vertel. Hulle het gegrammel daaroor, dit het hulle upset gemaak. Is ons upset as die sondaars vandag hier sit? Is ons upset as die mense verbygaan en sê, wie wat, eintlik identifiseer ek nie met hulle nie, want hulle is sondaars? Of sê ons, wie wat, ek het in lyn gebring met hierdie mission wat hy het vir my. Ek is in lyn gebring daarmee, want hy sê vir my, dis nie vir my comfort nie, ja die Holy Spirit comfort my, maar ek het nie gekom om vir jou comfort te gee in dit nie, want ek het gekom om jou hart in lyn te bring met waarmee ek besig is. Nou is die ding, as jy vandag hier so sit, en jy het gehoor wat ek sê, dan gaan jou lewe nie dieselfde kan wees nie. As jy verstaan het wat hier gebeur het, dat hy hierdie kom oopskeer het, dat hy hierdie kom oopmaak van bo na onder, skeer hy dit oop. As jy daai verstaan, dan gaan dit jou hart moet verander. En dit gaan uit jou uit begin uitloop. En jy gaan nie kan stil bly nie. Want ek gaan moet praat daaroor. Ek gaan moet vir iemand vertel daarvan. Ek gaan dit moet uitkry. Want wat gebeur het was so amazing geweest. Ek het God weggedruk en hy het sy hand na my toe uitgesteek en sê, hier's ek. Ek is op my sondigste en hy steek sy hand na my toe uit en hy sê, kom. Hy sê, kom. Daar's engage training, die 15 en die 16de Mei. Gaan jy kom? Op die 22ste Mei gaan ons in Pretoria Wes in die strate bid, die mense daar leer ken, oor die grens heen stap van kultuur en van godsdiens en van in 'n sondige area inloop. Gaan jy kom? Want as jy jou hart verander het, gaan jy nie anders om te kan sê, ek moet gaan nie. Want dis wat dit beteken om sy vriendskap te deel. Hy maak dit bekend aan ons. Hy gee dit vir ons. Ek wil vra dat die band opkom asseblief. Kan julle die tweede laaste song weer doen asseblief, as ons dit kan opkry? Ek wil hê ons moet almal opstaan. En dat ons dit sing asseblief. Waar ek sê, ek draai my kop na Calvary toe. Ek wil nou vandag kom staan en sê, soos jy gaan hoor. En hierdie is nie 'n call vir iemand wat nog nooit 'n verhouding met die Here gehad het nie. Hierdie is 'n call om te sê, as jy gehoor het hoe amazing hy is. En ons gaan nou opstaan, dan wil ek jy moet vorentoe kom. As jy gehoor het, terwyl ons sing, as jy gehoor het hoe sondig ek was,
en hoe wonderlik God is, dan moet jy vorentoe kom. As jy dalk op 'n plek gekom het soos ek, waar jy net so bietjie te casual met hom omgegaan het, wil ek jy moet vorentoe kom. Want dan kan ons saam kom repent. Dan kan ons saam kom om verskoning vra. Dan kan ons saam voor hom kom sê, ons is jammer. Ek's jammer. Ek's jammer dat ek vergeet, dat ek my oë afhaal van my koning af. En dan vergeet ek wie hy is. Ek vergeet in watse plek ek was. Ek vergeet dit. En ek vergeet dit gereeld. Dan kom jy vorentoe en ons kom repent almal saam. En dalk sit jy hier so en jy sê, maar ek het nog nooit 'n besluit gemaak nie. Wat jy my vra het ek nog nooit gedoen nie. Wat jy nou oor praat is iets wat ek nie ken nie. As jy in daai kategorie is, wil ek hê jy moet hier voorkom staan. Want ek wil saam met jou kom bid. Dan kom jy hiernatoe. Hoor mooi wat ek sê. As ons gelewe het soos wat hy die eer moet kry, dan het ons anderster gelewe, my liewe vriend. Dan het ons anderster gelewe. En as jy vandag moet kom repent, wanneer ons sin kom vorentoe, ons kom repent almal saam. Maar as jy voel jy's op 'n plek waar jy sê, Here, ek het U nodig. Daai vriendskap wat U my nader gebring het aan U. Ja. Hy maak dit oop. In Jesus is se keur is van kom na my toe. Kom vat my hand. Dan kom staan jy voor. Kyk, kom ons staan almal op en ons sing hierdie laaste lied. En soos ek sê, soos die Here met jou praat, kom vorentoe en dan kom ons repent almal saam. Na die lied sal ek ons lei en die wat jy van julle wat sê ek was nog nooit op 'n plek waar die Here vertrou het nie. Kom hier voor asseblief. Ek wil saam met jou bid. Hemelse Vader, ek wil saam met my broers en my susters voor U kom staan. Here, ek wil my hart kom uitstort voor U om te sê, Here, daar's tye wat ek net te casual met U was. Vergewe my dit asseblief, Here. Vergewe my waar ek patrone vasgevang is in sonde. Vergewe my van dit, Here. Vergewe my waar ek my oë afhaal van die koning van die konings. Kom vergewe my asseblief. Dankie dat ek weet dat in Jesus daar's vergifnis. Dankie dat ek weet daar's in Jesus is daar rekonsiliasie. Dankie dat ek weet daar's in Jesus vriendskap met die Vader. Here, kom sien my pasteur, kom kyk vandag. Kom kyk na my hart. Ek kom buig my hart voor U. Ek kom buig my liggaam voor U, want dis die posisie waarin ek wil wees voor U. Ek weet ek kan in boldness gaan, ek weet ek kan in oorwinning lewe, maar Here, U is heilig en ek is nie. Kom raak ons aan, Here. Kom raak ons aan as ons voor U buig. Kom raak ons aan as ons voor U kom kniel. Kom praat met ons, Heilige Gees, kom praat met ons. Here, ons weet daar's geen sonde, daar's geen mag sterker as die bloed van Jesus Christus nie. Ons weet dit, ons het dit gesien in dieselfde genade wat U die mense in die Ou Testament gered het, red U ons vandag mee. Kom U vandag na ons toe en sê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die land van slawerny vrygelaat het. Ek is die Here jou God. Here, dat ons in verwondering na U kan kom kyk en kan kom sê, Abba, ons Vader, U is 'n vriend, maar U is soos 'n Vader. Here, dankie dat ons weet waar ons saam met U stap, U vir ons rigting sal gee. Dankie dat ons weet, as ons loop, saam met U loop, dan gee U rigting. Dan gee U direksie. Dan navigeer ons lede, Here, ons wil in surrender kom lewe. Ons wil ons lewens kom oorgee en sê, U is die een in beheer. Kom neem oor. Heilige Gees, dankie dat U minister hier vandag. Dankie vir wat vandag hier gebeur. Ons is lief vir U. Ons is lief vir U. Ons wil vir U lief wees met alles in ons. Gee dat ons koppe sal draai na Calvary en besef dat die voorhang sal oopgetrek, oopgeskeur is. Dat ek vrylig kan gaan, by U te kom staan. Bid dit in die naam van ons Koning Jesus. Ek sê
vir U dankie.